Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Die krib en Maria, met die kindjie by haar. Dis as ek die engel, die boodskap oorbring, van Jesus sy vrede, wat harte laat sing. Was ek nie daar nie, ek weet dit is so, die herders en wysers het dit eerste geglo, en deur al die jare by Jesus sy kerk, die Gees en die woord kom, geloof in ons werk. Goeienaand almal. Ek sê goeienaand almal. Wat 'n voorreg, ag dankie oom Hendrik om my sommer bladskit. Wat 'n voorreg om vanaand hier te wees en om ook hierdie advent ook so in te lei, dat ons dit ook as groep so saam kan doen, as ons ook saam die Here se lof besing vanaand met die oog op Kersfees wat kom. Maar dan ook natuurlik met advent vir ons kleiner kindertjies die wat nog nie weet wat die woordjie advent beteken nie. Dit beteken in aankoms, die feit dat ons verwag dat Christus kom. Dit is daai advent, ons wag totdat hy kom. En so saam met advent, die 4 weke voor Kersfees, berei ons as kerke dikwels onsself op voor om saam dan ook Kersfees te vier, en doen ons dit ook so, begin ons dit ook so doen vanaand alreeds met hierdie Kersprogram wat aangebied word. Ons wil baie dankie sê vir die Louveld Community Orchestra wat saam met ons hierso is. Baie dankie vir die, dit maak net die ruimte vol en ons waardeer dit vreeslik baie dankie. Vir elkeen wat gaan lees, ek sal later weer 'n woord van dank kry, elkeen wat gaan lees, elkeen wat gaan deelneem, baie dankie. Dan wil ek ons net so vinnig deur die program vat vir vanaand. Ons gaan begin met die advent van die kindjie. Daarna gaan ons kyk na die geboorte van die verlosser, die impak van die verlosser se geboorte. Die verlosser word voorberei vir sy bediening, die werk moet volbring word, die kruis, en dan sluit ons dan op daar by die kruis af. Ons tema vir vanaand, van krib tot kruis. So volg asseblief die program soos wat hy ook op die bord gaan verskyn. Daar gaan geen verdere aankondigings wees nie, en die idee is dat ons dan ook almal saam die Here loof en prys vanaand, ook met die oog op Kersfees. Dan wil ek ons ook net herinner aan wat is die doel van dit alles. As ons onthou wie die Here is. Jesaja 6, is wonderlik, Jesaja word hier geroep, en dan nadat Jesaja hierdie hoor, dan word hy klein en hy sê, maar ek is nie werd nie, ek kan nie. Hoe kan ek enigstens praat, enigstens iets soos hierdie doen, en dan raak die Here sy lippe met 'n gloeiende kool aan, en dan sê hy, stuur my. Maar voor dit, dan roep die engele hierdie uit, in Jesaja 6 vers 3. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Mag dit vanaand ook so hier wees. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, wat 'n voorreg om hierso te wees, om saam U te aanbid, om saam lofliedere te sing, om U naam groot te maak en die eer te bring wat U en U alleen toekom. Dat ons dit op hierdie besondere wyse kan doen, en dat ons dit ook kan doen met die oog op die herdenking van die koms van U seun, ons Here Jesus Christus, ons verlosser. Ons bid Vader dat U ons met ons sal wees vanaand, dat U ons sal vul met die Gees, dat U ons sal lei, dat ons alles wat ons hier dink en doen en sê, dat dit en sal sing, sal dit strek tot eer en verheerliking van U naam en die uitbreiding van U koninkryk. Ons dankie, ons loof U, ons prys U, om Christus ontwil. Amen. Kom ons loof dan ook saam die Here. Skrifbreiding 1:2 verse 1, 2 en 3, en daarna gaan ons dan voort met die voorlesing uit Jesaja 11 en so meer.
takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. 'n Loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed. Maak die paaie vir hom reguit.
Elisabeth so 6 maande swanger was, het God die engel Gabriël nagestuur in Nasaret, na 'n dorp in Galilea. Daar 'n jong meisie met die naam Maria. Sy was verloof aan 'n man met die naam Josef, 'n afstammeling van koning Dawid. Gabriël het aan haar verskyn en gesê: "Ek groet jou, geseënde vrou, die Here is met jou." Verward en ontsteld het Maria gewonder wat die engelse begroeting kon beteken. "Moenie bang wees nie, Maria," het die engel gesê, want God het besluit om jou te seën. Jy gaan swanger word, jy gaan 'n seun hê, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal baie groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal vir ewig oor Israel regeer, en sy koningsheerskappy sal nooit eindig nie. Maria het vir die engel gevra, maar hoe kan ek 'n kind hê? Ek was nog nooit by 'n man nie. Die engel het geantwoord: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en jou die krag van die Allerhoogste sal jou toevou, en so sal die kind wat gebore word heilig wees. En hy sal die seun van God genoem word. Meer nog, jou familielid Elisabeth het in haar gevorderde ouderdom het sy swanger geword. Mense het altyd gesê sy is onvrugbaar, maar sy is al 6 maande swanger. Want niks is onmoontlik vir God nie." Maria het geantwoord: Ek is die Here se dienares, en gewillig om te aanvaar wat hy ook al van my wil hê. En mag alles wat jy gesê het waar word. En toe het die engel weggegaan.
Gedurende daardie tyd het die Romeinse keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n sensus deur die hele Romeinse ryk gehou moes word. Dit was in die eerste sensus wat gehou is toe Cyrenius gouverneur van Sirië was. Almal het teruggegaan na hulle dorpe toe om vir die sensus te registreer. En omdat Josef 'n afstammeling van koning Dawid was, moes hy na Bethlehem, Dawid se tuisdorp, gaan. En hy het vanaf die dorp Nasaret in Galilea vertrek en hy sy verloofde Maria, wat in daardie tyd alreeds ver swanger was, saamgeneem. En terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. En sy het geboorte gegee aan haar eerste kind, 'n seun. En sy het hom in doeke toegedraai. En sy het hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Kom kinders, we sing met 'n vrolike stem, die wonder van God in die stad Bethlehem, want daar is die Heiland gebore, die nag, die hoop van die wêreld der eeue verwag. Geringe klein dorpie in duister gehul, die heilswoord is deur die geboorte vervul, die lig van die wêreld, die goddelike kind, is Jesus in wie ons die saligheid vind.
was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly en snags hulle skaapdoppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Ere aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehaag het. Oh
in Bethlehem, Judea gebore in die dae van koning Herodes. En kyk, daar het sterrekenners uit die ooste in Jerusalem aangekom. Hulle het gevra, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien, en ons het gekom om eer aan hom te bring. Toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld, en die hele Jerusalem saam met hom. En nadat hy al die leierpriesters en die skrifkenners uit die volk bymekaar geroep het, het hy by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. Hulle het vir hom gesê, in Bethlehem, Judea, want so staan daar deur die profeet geskryf. En jy, Bethlehem, in die grondgebied van Juda, jy's glad nie die geringste onder die regeerders van Juda nie, want uit jou sal daar 'n leier kom wat my volk Israel as herder sal lei. Daarop het Herodes die sterrekenners in die geheim ontbied, by hulle navraag gedoen oor wanneer die ster verskyn het, en hulle toe na Bethlehem gestuur met die opdrag, gaan vind noukeurig alles oor die kindjie uit, en wanneer julle hom gekry het, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en aan hom eer bewys. Nadat hulle gehoor het wat die koning sê, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, het voor hulle uitbeweeg, totdat dit tot stilstand gekom het, reg bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, het hulle onbeskryflike groot vreugde ervaar. Nadat hulle die huis binne gegaan het, het hulle die kindjie by Maria, sy moeder, gesien en neergekniel en aan hom eer bewys. Toe het hulle skatte oopgemaak en vir hom geskenke aangebied, goud, wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n waarskuwing van God ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad langs na hulle land teruggegaan. Elke jaar het Jesus se ouers Jerusalem toe gegaan vir die Paasfees. Toe Jesus so 12 jaar oud was, het hulle soos gewoonlik ook die fees bygewoon. Na die feesviering het hulle na Nasaret vertrek. Maar Jesus het in Jerusalem agtergebly. Sy ouers het hom eers nie vermis nie, maar toe hy die aand nog nie sy opwagting gemaak het nie, het hulle by sy familie en vriende na hom begin soek. En toe hulle hom nie kon kry nie, toe is hulle terug Jerusalem toe. 3 dae later het hulle hom uiteindelik gekry. Hy is in die tempel daar tussen die leermeesters gesit en diepgaande vraagstukke het hy met hulle bespreek. En almal wat hom geluister het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, het hulle nie geweet wat om nou daarvan te dink nie. Kind, het sy ma vir hom gesê, waarom het jy so met ons gemaak? Ek en jou pa het oral na jou gesoek. Maar hoekom was dit nodig om na my te soek? Het hy gevra. Julle moes geweet het ek sou by my vader in die huis wees. Maar hulle het nie verstaan wat hy bedoel nie. Hy is toe saam met hulle terug na Nasaret en hy was gehoorsaam aan hulle. Maar sy ma het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En so het Jesus groot geword en wysheid toegeneem. En hy was geliefd by God en by almal wat hom geken het.
toe die skares gedoop word, is Jesus self ook gedoop. Terwyl hy bid, het die hemel oopgegaan. En die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal. En 'n stem uit die hemel het gesê, Jy is my geliefde seun. Jy is 'n kind, so na my hart. Jesus het vol van die Heilige Gees die Jordaanrivier verlaat. Hy is deur die Gees na die woestyn toe gelei, waar die duiwel hom vir 40 dae lank versoek het. En hy het die hele tyd niks geëet nie. En hy was baie honger. Die duiwel het toe vir hom gesê, as jy die seun van God is, verander hierdie klip in 'n brood. Maar Jesus het hom gesê, nee, die skrif sê, 'n mens het meer as brood nodig om van te leef. Daarna het die duiwel hom na die hoogte geneem en in 'n oomblik vir hom al die koninkryke van die wêreld gewys. Die duiwel het hom gesê, ek sal vir jou die glorie en die mag oor al hierdie koninkryke gee. Want hulle is myne, en ek kan vir enige een gee vir wie ek wil. Ek sal dit vir jou gee, as jy neerbuig en my aanbid. Jesus het geantwoord. Die skrif sê, jy moet die Here God aanbid, en hom alleen dien. Toe die duiwel hom na Jerusalem toegeneem, na die hoogste punt van die tempel, gesê, as jy die seun van God is, spring hier af. Want die skrif sê, God sal aan sy engele opdrag gee om jou te beskerm. En hulle sal jou soos goud oppas, sodat jy dalk jou voet teen 'n klip stamp nie. Jesus het hom geantwoord. Die skrif sê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe die duiwel klaar versoek het, dat hy hom verlaat, vir die volgende keer wat hy mee sal sien. Matteus 16 vers 21 tot 23. Van toe af het Jesus vir sy disippels duidelik begin stel dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe, mag God dit verhoed. Mag God dit verhoed, Here,
Dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Matteus 23 vanaf vers 37 tot vers 39. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad as puinhoop aan julle oorgelaat. Maar ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat die dag kom, wanneer julle sal uitroep, loof hom, wat in die naam van die Here kom.
Matteus 27 verse 1 en 2. Die môre vroeg het al die priesterhoofde en die familielede van die volk die besluit geneem om Jesus dood te maak. Hulle het hom geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus, die gouverneur, uitgelewer. Matteus 27 verse 32 en 44. Toe het hulle uitgegaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon en hulle het hom opgekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hy kom toe by 'n plek wat Golgotha geneem word. Dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink. Maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te lood. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bo aan sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. En net so die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kon hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Oh
Matteus 28 verse 1 tot 6a. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gegaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy's nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het." Ons laaste gedeelte is Handelinge 1 verse 9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. En die sê toe vir hulle: "Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom na julle toe, soos wat julle hom gesien het opgaan na die hemel." Amen.
Ek hou aan ons die gedig van Klif van Dijk van Krib tot Kruis voor as terugblik oor Krib tot Kruis. Langs die hartklop van ons jare lê die wonder van 'n kind. Toe die volheid van die tyd hom by ons kom vind, toe gevou met eenvoud en nederigheid ontvang, as die woorde van profete weer klink in engelesang. 'n Seun vir ons gebore, 'n kind aan ons gegee, om 'n wêreld in die duisterse misstap uit te vee. Verwerp, gespieg, gemartel, deur elke vriend verlaat, in volmaaktheid van sy liefde, deur godsdienstigheid gehaat. In die weemoed van my trane hang die liggaam van 'n man, aan 'n kruishout vasgespijker ontvou sy reddingsplan, stilte sak ondraaglik oor 'n eeue oue verhaal. 'n Koning sal weer eendag die wat glo kom haal. Bloed spat oor die drempel van die laaste avondmaal, 'n doringkroon van pyn wat sondaars moes betaal. Spykers in sy liggaam krak deur vel en been, 'n teken van die brood en wyn wat hom nou daar neem. 'n Moeder staan in foltering onder skadu van haar seun. Die verlosser van die heelal was net aan haar geleen. Die koning van genade het sy liefde uitpasuin, drink die beker van sy sielesmart met bloedsweet in die tuin. In die 6de uur val duisternis tasbaar oor die land, 'n skeiding na die heiligdom geskeer van hoek tot kant. In donkerte gehul, skreeu 'n kruis se silhouet, waar die lam sy lewe offer om skuldiges te red. Deur eeue loop die spore na Golgotha se kruis, die liefde van 'n vader roep verdwaaldes na sy huis. Soldate lag afgryslik toe my sonde hom deurboor. Dis volbring, sy uitroep, waar die wêreld dit kan hoor. Oh
Baie dankie almal. Ek wil net so 'n halwe sekonde vat voordat julle vir ons gaan klaarmaak, Lizaan. Net vir julle almal sê baie dankie vir ieder en elk wat hier voorsit. Those who don't understand Afrikaans, thank you for your patience with us and thank you for being a part of tonight. We really appreciate it. Baie dankie vir Maritjie en vir al die trompette en die lesers en almal wat teenwoordig was, dan ook vir almal, al die susters wat daar buite vir ons ietsie voorberei het. Julle word natuurlik hartlik uitgenooi. You are invited to come and join us afterwards. There's a table outside with some snacks and some coffee and tea and things to eat and drink, so please come and join us afterwards. Baie dankie vir ieder en elk wat deel is van vanaand se organisering en beplanning. Dit was vir my in elk geval 'n besonderse aand. Baie dankie.